Môre, dis maandag die 20ste Julie en ek hoop jy begin vandag met vrede in jou hart. Nie omdat jy nog nooit foute gemaak het nie, maar omdat God nooit ophou werk in die harte van sy kinders nie. Gister het ons gesien hoe Josef sy broers met genade ontvang het. Hulle het by sy tafel gesit, hulle het geëet, hulle het vrolik geword. Dit het gelyk of alles nou reg is. Maar Josef weet daar is nog iets wat moet gebeur. Hy wil nie net sy broers voed nie. Hy wil weet of hulle harte werklik verander het. Vandag begin ons lees uit Genesis 44 vanaf vers 1 tot 17. En ek wil jou aanmoedig om later die hele gedeelte rustig deur te lees. Want die titel van vandag se oordeenking is die toets van die hart. Dink gou hieraan. Hoe reageer jy wanneer God dinge in jou lewe gebruik om jou hart bloot te lê? Raak jy bitter of laat jy hom toe om jou te verander? Nou kom ons skop af in by vers 1 en 2. Toe gee hy bevel aan die opsigter oor sy huis en sê: Maak die sakke van die manne vol met lewensmiddele, soveel as jy hulle kan vervoer, en sit elkeen se geld bo in sy sak, en my beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit, saam met die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgens die woord wat Josef gespreek het. Die volgende oggend vertrek die broers. Hulle dink die gevaar is verby, maar kort daarna haal Josef se huisopsigter hulle in. Hy beskuldig hulle daarvan dat hulle die silwerbeker gesteel het. En die broers is so seker van hulle onskuld dat hulle sê in vers 9: Die een van u dienaars by wie dit gevind word, moet sterwe, en ons sal ook my heer se slawe wees. Toe begin die huisopsigter die sakke oopmaak, van die oudste tot die jongste. En uiteindelik word die beker in Benjamin se sak gevind. Die Bybel sê vir ons in vers 13: Toe skeur hulle hul klere. Hulle draai nie om en los Benjamin agter nie. Hulle laai almal weer hulle esels en hulle keer terug saam na Josef. Wanneer hulle weer voor hom staan, sê Juda in vers 16: Wat kan ons aan my heer sê? God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Hier begin ons iets sien wat ons nog nie vroeër in die verhaal gesien het nie. Jare tevore het hierdie broers Josef alleen gelos. Hulle het hom verkoop en hulle het huis toe gegaan asof niks gebeur het nie. Maar nou is dit anders. Toe Benjamin in die moeilikheid kom, los hulle hom nie. Hulle draai almal om, hulle staan saam met hom. Die toets openbaar iets nuuts. God is besig om hulle harte te verander. Josef gebruik hierdie toets nie om sy broers te vernietig nie. Hy gebruik dit om te sien of daar ware bekering is. En daar is. Juda probeer nie meer verskonings maak nie. Hy probeer nie die skuld op iemand anders pak nie. Hy erken dat hulle voor God staan. Dit is hoe ware bekering lyk. Nie dat ons onsself probeer regverdig nie, maar dat ons eerlik voor God buig, want God openbaar ons sonde. Nie om ons weg te stoot nie, maar om ons nader na hom toe te trek. En kyk hoe mooi wys hierdie gedeelte ons weer na die Here Jesus Christus. Josef se toets het die broers se harte openbaar, maar dit kon hulle nie red nie. Dit kon net wys dat hulle verander het. Jesus doen baie meer. God se woord wys ons ook ons sonde uit. Dit wys ons dat ons onsself nie kan red nie. Maar die evangelie stop nie daar nie. Die Here Jesus het gekom om te doen wat ons nooit kon doen nie. Hy het die volmaakte lewe geleef. Hy het aan die kruis die straf vir ons sondes gedra. Toe hy in Getsemane gebid het, het hy van die beker gepraat wat voor hom was. Hy het geweet hy sou God se oordeel oor ons sonde dra. En tog het hy gewillig die pad na die kruis geloop. Hy het gesterf. Hy het op die 3de dag uit die dood uit opgestaan en vandag leef hy. Daarom hoef elkeen wat in hom glo nie meer sy eie onskuld te probeer bewys nie. Ons word nie gered omdat ons verander het nie. Ons word gered omdat Jesus in ons plek gesterf en opgestaan het. En wanneer hy ons red, begin hy ook ons harte verander, net soos hy die harte van Josef se broers verander het. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U ons so goed ken. Dankie dat U ons nie los soos ons is nie, maar besig is om ons harte te verander. Here, vergewe ons wanneer ons eie sonde probeer wegsteek,
of onsself probeer regverdig. Dankie vir die Here Jesus Christus. Dankie dat hy die straf vir ons sondes gedra het, dat hy gesterf het, dat hy uit die dood uit opgestaan het, sodat elkeen wat in hom glo, vergifnis en die ewige lewe kan ontvang. Here, help ons om vandag met opregte harte voor U te leef en elke dag meer en meer soos Christus te word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God werk dikwels in ons harte deur moeilike omstandighede, nie om ons te breek nie, maar om ons nader aan hom te bring. As hy vandag iets in jou lewe uitwys, moenie wegdraai nie. Bring dit na hom toe, want die Here Jesus ontvang elkeen wat met berou en geloof na hom toe kom. Hy vergewe, hy herstel en hy verander harte. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.